Kom ons kom 'n bietjie vanaand af en praat 'n bietjie. Hoekom het die mens 'n begeerte om te verander? Hoekom het ons 'n begeerte om te verander? Kom ons begin dan by Wynand. Wynand, hoekom dink jy het ons 'n begeerte om te verander? Pastoor, ek het nie 'n idee waarvan pastoor nou praat nie. Ek het nie begeerte om enige iets te verander nie. As ek verstaan is die mense dan juis ons wou nie van verandering nie. Wynand, ploeg jy nog met 'n os? Ja, ongelukkig moes ons verander, maar as jy nou nog as jy mense gekeer het en sou hulle dit nog steeds gedoen het. Ek sê daar kom ek oop met daar's nuwe gif op die mark as hulle vir jou sê, seun, ek dip nou al vir 50 jaar met stoepatiek en hy sal nie verander nie. Mense wil nie verander nie. Ek weet nie, dit is die snaakse ding. Ek weet it's a question of adapt or die. Daar's beter praktyke, maar mense hou nie van die verandering daarvan nie. Ek wil graag 'n stelling maak, Wynand, deur te sê dat mense hou nie van verandering nie, maar ons verander daagliks. Want Romeine 12 vers 2 sê moenie gelykvormig word aan die wêreld. As jy nie jou denkwyse gaan verander deur die Heilige Gees nie, gaan jy begin dink soos die wêreld. Anita, hoe voel jy? Ek dink verandering is goed. Ek dink mens verander as die vraag is hoekom wil mens verander is om te verbeter. Daar's 'n goeie gedagte om te verbeter. Verander mense omdat jou man dit van jou verwag? Ja, hy wil ek moet beter wees. Kyk hoe glimlag hy, man. Kyk hoe glimlag hy. 50 randjies vir jou. Okay, Salome. Hoekom verander 'n mens? Mens moet verander, voel ek in my hart, want soos ek wil graag verander om te kan vergewe soos Jesus en te kan lief hê soos hy, en dit kort baie verandering in my lewe. Dis nie maklik nie, so ek kan dit nie doen sonder hom nie. So elke dag is 'n dag wat ek opdra aan hom om te kan verander. Onder andere. Dink jy dat vandag as jy beter beterder is daar so 'n woord, Anita? Nee. Beter. Goed, beter. Dink jy vandag is jy beter as gister? Ja. Nee, as gister nie, miskien as 20 jaar terug. Dit maar lank. Jou groei tempo is maar stadig. Wat is 'n boom wat stadig groei? Wynand en Boya. Ja, daar's baie, nee. Geelhout. 'n Kremataart, 'n lyf. Wat is daai ander boom? Ons het eendag so gelees van daai pastoor het al vertel van die boom wat Ja, dis ek gaan nou op sy naam kom. Yes, ja. Hy vat 160. Hy vat 160 jaar, né? Stel, hoekom verander 'n mens? Dink om beter te word. Ek Om dink beter om te nie word. ek dink en as ek vat in ons wêreld, jy pas aan, dis om aan te pas, want anders te gaan ons agterbly. En tegnologie en enigiets. Jy moet aanpas, dit is net wat verander en beter word. Rina sê ons verander om meer geld te hê. Stem jy saam, Rina? Laat ek gou baie verander. Hoekom verander ons, Rina? Ek dink die omstandighede laat jou verander. Okay, so jy verander as gevolg van hitte. Jy verander nie as gevolg van 'n visie nie. Ja, Jy word op 'n stoofplaat koue. gesit en ons ja, jy word koud, jy vries. Okay, jy word 'n ys. John, wat sê jy, meneer? Laat dan nou wel te meneer, hy kom nog. Nee, 'n mens moet verander of anders te bly jy agter. En niemand wil eerste wees en niemand wil laaste wees nie, né? Nee, dis soos wat jy 'n paar weke gesê het oor die ysbrekertjie van 'n EV. En van ek het gesê, weet jy hoeveel van hulle sien ek nou op die pad, John? Die mense in Nelspruit is mos maar 'n bietjie amper sê Xef.
Hulle likes nuwe goed. Ek sien hulle ry hierdie EV's nogal kwai. Dis Lisel, verandering. dis verandering. Dis verandering. Lisel, hoekom dink jy hoekom moet 'n mens verander? Ek dink met verandering kom groei. Ek dink as jy net altyd gemaklik is waar jy is, dan vind daar nie baie groei plaas nie. En ek is saam met Salome, mens moet elke dag verander. Jou hart, jou siel moet verander. Om beter te wees, soos Anita sê. Okay. Marius? Ek dink ook is om jou omgewing gaan jou verandering beïnvloed en om by jou omgewing in te pas en te verbeter hoe jy by jou omgewing inpas, in tyd te bly met dit wat jy doen en dan ook vir veiligheid en sulke tipe goed. Moet jy veranderinge maak wat jy nie voorheen sou gedoen het nie. En dan die ding wat ons die minste het op die oomblik is tyd. Om tyd te spaar, dan maak jy veranderinge. Mens soek 'n beter opsie, né? Ja. Okay, vir een van julle vra ook, wat dink ek? Hoekom moet mens verander? Wat dink jy? Wat dink ek? Jy moet hom sê soos die Kaapenaars, wat dink jy? Ek dink verandering lê vir my gesluit in 2 Korintiërs 3 vers 18. Anita, as jy hom vir ons kan lees, dit is op die gebedslys, Wynand het hom net nie raak gesien nie. 2 Korintiërs 3 vers 18. As jy nie verandering aan hierdie versie kan koppel nie, dan verander jy as gevolg van politiek, jy verander as gevolg van 'n groter beursie, maar hierdie moet die uitsluitlike rede wees hoekom jy verander. En nou praat ek spesifiek geestelik. Ek praat nie van fisies so om 'n beter manier te vind om sekere goed te doen nie. 2 Korintiërs 3 vers 18, Anita. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. As my verandering nie 'n beter beeld van Jesus uitstraal na buite nie, dan moet ek 'n vraagteken sit agter daai verandering. As ons 'n verandering in die gemeente sal bring of 'n verandering in die kerk wil bring en dit gaan nie Jesus meer prominent maak nie. Dit gaan nie laat Jesus meer word nie. Moet ons 'n vraagteken daar agter sit. Alles gaan daaroor om verander te word na sy beeld, na gelykvormigheid aan hom. Okay, nog iemand ietsie sê? Kan ons kyk na die woord, na die Bybel? Kyk. Iemand iets sê, ekskuus Marius? Nee, ek het net toe ek eers nou verander, toe het ek nou gedink, jy doen dit verander. Om te verander. Pragtig. Ek dink ons kan dit onthou. Salome, jy kan dit onthou. Kan in my notas van jou insit. Verander, jy doen dit verander, nie vir jouself nie. Mooi gesien, Marius. Okay, Engels gaan nie so lekker werk nie. Change, dit gaan nou nie, maar John sal verstaan. Okay, stel, lees ons Markus 4 vers 26 tot 27. Hoe kom blywende verandering? En hy het gesê, so is die koninkryk van God, soos wanneer 'n mens die saad in die grond gooi, en hy gaan slaap en staan op, nag en dag, en die saad spruit uit en word groot. Hoe? Weet hy self nie. Hoekom maak ons as die kinders groei, dankie stel, merkies hoe hulle groei so teen die deurkosy? Om te sien wat 'n size klere ons moet koop vir hulle. Want as jy hulle elke dag sien, dan gaan dan nie lyk of daar verandering kom nie. Maar as Salome nou die kleinkinders sien na 6 maande, dan gaan sy sê, "Sjoe, kyk hoe groot het julle
geword. Vir Wynand lyk hulle maar nog steeds eintlik babas, hy gaan skoolklere koop of klere koop, dan kom hy agter daar is nou 'n jaar of wat hy by moet sit. Nou verandering, blywende verandering is groei. As jy nie groei in die beeld van Jesus Christus nie. Ons kan vir John sê, John, dis hoe Jesus lyk. En hy kan gaan leer, hy moet praat soos Jesus, hy moet loop soos Jesus, maar op die einde van die dag, as hy 'n moddergat sien, gaan hy teruggaan na die moddergat toe. Julle verstaan daai beginsel. So hy moet groei, ontwikkel in die beeld van Jesus Christus. Nog iemand iets sê oor hierdie versie? Ek dink as jy sien dit lewer iets op, dis 'n positiewe ding in jou lewe, dan gaan jy daar dit meer doen om dit deel te maak van jou lewe. Maar as jy sien dit werk nie regtig nie, dan gaan jy maar weer terug na dit wat jy gedoen het. Yes. Ja, jy gaan terug na die default settings toe. Ja, hierdie ou het nou die hele tyd hy het gewag, want hy het geweet hoe langer hy nou gaan wag, gaan daai saad vir hom vrug begin gee, wat hy dan weer kan gebruik. Wat sê hierdie skrif nog vir ons wat baie belangrik is? Hy weet hoe dit werk. Jy weet nie hoe dit werk nie, Marius, daar slaan jy die spyker op die kop. Ons weet nie hoe dit werk nie. Want as ons daai pilletjie gehad het, dan het ons almal hierdie marmaak pilletjie gedrink en dan het ons maar geword. Maar ons weet nie hoe dit werk nie. Moenie hierdie skrif so interpreteer dat verandering kom net in jou slaap en dis hoekom jy 20 uur uit 'n dag moet slaap nie. Daai gedeelte, dit gebeur as dit donker is, beteken dis nie vir ons verstaanbaar. Hoe Salome gister gevloek het soos 'n matroos en vandag vloek sy nie meer nie. Is maar so na Anita, onthou jy toe jy 'n kind was, het jy maar gevloek. En nou vloek sy nie. Nou jok jy saam met my. Jy verstaan, ons verstaan nie hoe dit gewerk nie. En dis wat die groei. 'n Boer sit die saad in die grond en dan is daar verwagting. Maar hy weet nie hoe het hy gaan krappie môre die saad uit en kyk, het hy nou al ontkiem of is daar ook 'n worteltjie wat deurkom of wat ook al nie. Hy los dit. En hier is 'n ander woord, tyd. Marius verander dalk vinniger as ek. Dan kan Marius nie vir my sê, kom aan Louis, ek het nou in 'n maand se tyd sigarette gelos, jy moet dit ook los. In 'n maand. Okay, trap ek nou op tone wat ek niks moet trap nie. Dit verduidelik daarom hoekom almal net op dieselfde tyd kan verander as die ander nie. So jy moet spasie gee. Okay. Right. So ons praat bietjie vanaand oor hierdie gedagte, meer van God, minder van Louis. Meer van God, minder van Louis. En ons kom by die 4de pilaar, dis Solus Christo. Handelinge 4 vers 11 tot 13, Rina. Hy is die steen wat deur julle die bouers verag is, wat 'n hoeksteen geword het, en die saligheid in niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is, waardeur ons gered moet word nie. En toe hulle die vrymoedigheid van Petrus en Johannes sien en verstaan dat hulle ongeleerder en eenvoudige manne was hulle verwonderd en het hulle as metgeselle van Jesus herken. Okay. Ek het daai laaste versie ingesit, vers 13, metgeselle. Ek wil een of ander tyd bietjie gepraat oor ek is 'n metgesel van Jesus. Nou wat sê die New Age beweging? New Age beweging sê hier is God, my selfoon. Hier is Wynand. Hy's 'n gelowige in Christus. Hy gaan deur Jesus Christus na God toe. Hier is Piet of Koos of Jan. Hy gaan deur Mohammed, gaan hy na Allah toe. Maar op die einde bly al die paaie na God toe. Nou, enige verandering en
van die kerke is nou besig om bietjie te stoei op hierdie stadium daarmee dat ander gelowe kan ook reg wees. Maar hierdie pilaar sê dit, die enigste manier, die enigste weg tot God die Vader is Jesus Christus. En maak nie saak, al kom ek met enige pragtige, en ek sê vir jou, ons moet vir John op die kerkraad sit, al is hy 'n boeddhis, maar weet julle, John gee R10,000 tiende elke maand, en ons moet hom aanvaar, en ons moet vir hom lief wees, is dit nie reg nie. Dis nie reg nie. John kan kerk toe kom en hy kan die goeie nuus hoor en hy kan tot bekering kom en hy kan na Jesus Christus toe kom, maar ons kan hom nie in leierskapposisie sit as sê, maar hy aanbid net bietjie anders as ons, maar op die einde aanbid hy God. Enige opmerking hieroor? Marius. Ek dink nou soos al hierdie ander gelowe, hulle het hulle eie God wat hulle aanbid. Maar ons God, die God van Abraham, gaan jy net by uitkom deur Jesus Christus. So jy gaan dalk by Allah uitkom of wie ook al, maar jy gaan nie by die God van Abraham uitkom. Die interessantheid hierso, Marius, hoeveel gode is daar? As jy kyk na die Hindoes, dink ek Lisel, Salome, meer as 1000 gode wat hulle aanbid. Die Hindoes is meer as miljoene. Miljoene. Maar in die Bybel leer ons daar's twee, of lig of duisternis. En ons moenie, dis hoekom die woord is belangrik. Dis die basis waarop ons werk. Nou, kom ons toets 'n bietjie hierdie redenasie van ons. John het 'n baie goeie vriend. En hy praat 'n bietjie baie vinnig, hierdie vriend. Jy het jy 'n vriend wat vinnig praat, John? Nee. En en hierdie vriend sê altyd, hierdie vriend sal altyd sê, "Is this your best price? Can't you make a better price, man? Come and make a better price, please, man." Okay, maar hierdie ouetjies hulle bid nou Vrydag, gaan bid hulle nou by die moskee of wat ook al waar hulle bid. En dan sê hulle vir jou, ek gaan vir jou bid. Nou nie vir 'n beter prys nie, maar jy gaan dalk deur 'n krisis in jou lewe en die moslim sê vir jou, Wynand, ek gaan vir jou bid. Verhoor die Here daai gebede? Nee, want hulle vra nie vir die Here nie. Hulle vra vir Allah. Dit is amper beter af om vir hom te sê, moenie vir my gaan bid nie. Ag, het hou om daarom met die kwaadheid. Dis kwaadstook daai. Op 'n ernstige noot, ons moet vir die konflik in Israel bid, hoor. Ernstig bid vir die konflik in Israel. Dis al ekskuus as ek dit vergeet, onthou dit sit opsit van al. Wat 'n gebed van 'n moslim sal verhoor word, Anita? Ek weet nie, pastoor, ek dink as hy bekeer. Ja, bekering kom. Enigste gebed van 'n ongelowige wat verhoor word is, Here, ek is 'n sondaar, red my. Okay, enige iemand nog iets sê oor hierdie ene? Okay, kom ek vra dan nog 'n vraagie. Ons het nou gepraat oor ander gelowe wat vir jou bid. Hoeveel paaie is daar hemel toe? Een, en dis die nou poort Jesus. Ons Salome wat 'n wit en swart mens is en sy sê net een pad. Hoe het Abraham in die hemel gekom? Of is Abraham in die hemel? Kom ek vra eerder so ons. Is Abraham in die hemel? Ja. Ekskuus? Beslis in die hemel. Want Lazarus het want die ryk man het gesê Lazarus is by Abraham se boesem. Wys, dis hoekom die eerste soula so belangrik is. As Salome nie geweet het daarvan nie, dan sy gewonder van, is Abraham in die hemel? Want onthou sy die woord sê, toe Lazarus oorlede is, die boemelaar oorlede is, sy na die boesem van Abraham toe.
Nou, hoe het Abraham in die hemel gekom? Hy het amper sy seun vermoor. Maggies. Hy het amper sy seun vermoor. Maar hoe het hy in die hemel gekom? Omdat hy geglo het. Dit was geloof. En wie het hy geglo? God. Allah. Allah. God se ander naam vir die moslems is Allah. Is dit dieselfde God dan nie? Dis nie dieselfde God nie. Hoe het Abraham in die hemel gekom? Hy het geglo. En wie het hy geglo? God die Vader. Ek het aan die een kant Salome wat sê dis God. Is daar 'n ander opinie? Aan hierdie kant is daar 'n ander opinie. Salome sê hy het in God geglo. Is daar 'n ander opinie? Vader. God die Hy het in die Vader geglo. Dit is 'n DA antwoord. Dis right. In die Heilige Gees. Kom ons kyk wat sê die Bybel. Johannes 8 vers 56. Wynand, jy het hom op die gebedslys gesit. Johannes 8 vers 56. Ekskuus, my vrou graag net hier in die Ou Testament gou nog rond. Okay, dis die 4 boeke in die Nuwe Testament, Anita. Ja, 8 vers. 56. Abraham, julle vader, het hom verheug dat hy my dag sou sien, en hy het dit gesien en hy het hom verbly. Wow. Abraham het geglo aan 'n toekomstige middelaar. Die enigste manier om in die hemel in te gaan is deur Jesus Christus. Punt. Jy kan die hele wet onderhou in die Ou Testament, maar daar's net een deur. En dis nie die oospoort nie. Dis Jesus Christus. Kan ek net ietsie net bysit? Die duiwel is glad nie bekommerd oor enige van daai ander gelowe nie, net in die Christene wat glo in Jesus, wat gekruisig is, die bloed van die lam, dis die enigste gevaarlike of vir hom, hy gee nie om oor enige ander geloof nie, vir die duiwel, hy gee nie. Dis wonderlik. Hy los al die ander gelowe uit, maar Christendom word aangeval. Okay, sien julle Marius se gesig? Wat sê Marius se gesig? Iets sê. Marius se gesig sê. Dis amper al 7 uur en julle sit by die eerste versie. Okay, kom aan. 1 Timoteus 2 vers 5. 1 Timoteus 2 vers 5, Lisel. Want daar is net een God en een middelaar wat God en mens kan versoen. Hy is die mens Christus Jesus. Daar's net een middelaar. Iemand nog iets sê oor daai versie? Die stel Hebreërs 10 vers 14. Die stel Hebreërs 10 vers 14. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat heilig geword. Pas op, dankie stel, pas op as iemand vir jou sê Jesus Christus is die weg, maar jy moet 1, 2, 3 doen. Net een offer was genoeg om 2000 jaar daarna, 2000 en plus jaar daarna, nog steeds 'n persoon na die Here toe te bring. Ons hoef nie weer te gaan offer nie. Die offerstelsel het geëindig toe Jesus Christus aan die kruis gesterf het. Ons hoef nie nou nog weer 'n skaapie te gaan offer nie. Ons hoef nie ons klein toontjie te gaan afsit nie. Die vroeë kerk het baie gesukkel met die besnydenis. Moet hulle nog besny, moet hulle nie besny nie, ensovoorts. Dis nie nodig nie. Jesus Christus is die perfekte offer. Hy is die enigste weg tussen die Vader en die mens. Alright, waar is ons nou by Rina? Johannes 14 vers 6, Rina?
Jesus antwoord hom, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus sê ek is die weg, die waarheid en Die die lewe. Niemand gaan na die Vader behalwe deur Jesus nie. Right. Saulus Christo, enige opmerkings oor hierdie pilaar? Dit was van die laaste ene. En hierdie een het my hierdie week baie geraak. Soli Deo Gloria. Soli Deo Gloria. Bring my lewe eer aan God. My lewe moet God vereer. Hoekom is ons geskape? Om God te verheerlik. God te vereer. Die woorde wat Lisel wat vir my hierdie week nogal opkom is, soek waarvoor jy geroep is. Baie keer, veral as jy nou afgaan soos ek op pensioen en so aan, dan het jy nog petrol in die tank oor, maar jy weet nie waarheen om te ry nie. Was jy al daar, John? Nee. Op Sondagmiddag, daar's nog petrol in die Kawasaki se tank, maar jy weet nou nie meer waarheen nou nie. Jy weet, nou moet jy maar net huis toe ry, jy verstaan. En baie keer kom jy in jou lewe, jy besef daar's nog petrol in die tank, maar jy weet ook nou nie meer waarheen om te ry nie. En hierdie ding is vir my baie belangrik. Soek dit waarvoor jy geroep is. Jy is en ek is geroep net om God te verheerlik. En enige verandering wat ons moet doen, as jy wil verander en sê, ek wil nou supergeestelik word, gaan dit eer aan God bring en gaan dit verander wees? Of gaan dit my geestelik hoogmoedig maak? Kijk, kom ons kyk wat sê die Bybel. Salome, Jesaja 43 vers 6 tot 7. Daar sê aan die noorde, gee en aan die suide, hou nie terug nie. Bring my seuns van ver en my dogters van die einde van die aarde af. Elkeen wat na my naam genoem is. En wat ek geskape het tot my eer, wat ek geformeer, wat ek ook gemaak het. Jy is geskape tot eer van God. Louis, hoekom is jy geskape? Om vir die armes kos te gee. Ek is geskape net vir een doel, en dis om God te eer. En as dit daarby is om God te eer, dan beteken dit, ek is daar vir ander. En dan sal ek vir die armes kos gee. En dan sal ek 'n goeie man vir my vrou wees. En dan sal ek 'n goeie burger wees vir die land en vir die, watter party stem Wynand? Ek mag nie sê nie. EFF, right. Dis wat ek nou gehoor het. Ekskuus, as ek verkeerd gehoor. Right, maar dis die rede. Jy is geskape om God te eer. As jy ooit gewonder het wat is jou doel hier op aarde, is om God te eer. En enige verandering in jou lewe is om God te eer. Enige verandering moet jy hieraan koppel. Vereer dit God of vereer dit Louis? Enige opmerkings? Kom ons kyk wat sê Romeine 11 vers 36, Anita. Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Amen. Tot hom. My lewe, Louis se lewe,
bring dit eer aan God tot hom nou en in die toekoms. Alle eer kom aan God toe. En as een ding, God is 'n jaloerse God. Hy wil nie sy eer deel met enige iemand nie. Baie keer wil ons, nie julle nie nou, né? Nie julle nie, julle is nou great, né? Maar baie keer wil ons gemeenskapsprojekte doen. Hoekom? Om die mense, dat die mense my kan sien. Daai vriend van John wat so vinnig praat, wat sê, is that your best price? Hoekom doen hulle goeie werke? Want hulle geloof sê, dis hoe hulle die ewigheid gaan beerwe, deur goeie werke. Deur goeie werke. Nog iemand iets sê oor Romeine 11 vers 36? (1 Korintiërs 10 vers 31, Lisel? Wat julle ook al eet of drink, of wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God. Okay. As jy by die Spur gaan sit, of by 'n eetplek gaan sit, kan nie mense aan die ander kant sien dat jy's 'n gelowige? Net voor ete, Net voor ete. Hoekom sê jy so, Wynand? Maar dis wanneer ek bid. Okay, Wynand het gebid. Dis 'n goeie teken. Dis 'n baie goeie ding. Ons moet bid, né? Want al die eer kom die Here toe. Dis nie jy wat die geld verdien het om kos te kan koop nie. Dis die Here wat jou geseën het. Right, great. Die manier hoe jy met jou kinders praat. Kan die kelderin of die kelder sien dat jy's 'n kind van die Here? Wynand het so mooi getuienis van die tannie daarso op daar naby Tabazimbi. Onthou jy daai storie, Wynand? Wat net gesien het iets anderste is in Wynand. Nog iemand iets sê oor hierdie spurete van julle? John? Ek dink dis die manier wat jy mense hanteer. Jy kan nie sê my lewe verheerlik God en jy hanteer jou medemens soos die voorbeeld was gister. Die ouens kom terug van Clarence af gister op die snelweg. Hulle het die lang roete gery gister na Clarence toe, maar dan toe dit nou hulle lekker klaar gekuier het daarso, klim op die snelweg en kom huis toe. En dit het my baie teleurgestel. Ons was 'n groot klompie 32 fietsse by die Here, ons almal het patches op ons rug, nee. En toe skiep hulle almal die tolpad. Toe hulle by die tol gekom het hulle gesien daar's 'n gapentjie om verby die tol te gaan, en toe skree hulle daardeur op hulle motorfiets, die alarms gaan aan en alles, maar hulle vergeet daar's kameras. En ek dink wat dink die mense van ons? Ek hoor wat jy sê, en baie keer doen ons dit uit stoutigheid uit, né? En baie keer doen ons dit uit druk uit, want een het dit gedoen, nou doen ek dit ook maar. Maar wat dink mense van ons? Op ons rug sê ons het 'n visie op ons kar, ons is gelowiges, maar dis so 'n gelowige optree. Goeie voorbeeld, John, goeie voorbeeld. En nou is Anita so frons, want sy is die een wat altyd skiep by die tolhek. Sy het die boom af. Sy het die boom af. Spotsonge. Okay. Mense, onthou in die begin het ons gesê, my buurman se Bybel is ek, hy lees my.
En hy lees jou baie keer op die onmoontlikste tye, die tye wat jy regtig onder druk is. En as jy 'n fout maak, moet jy teruggaan na hom toe en sê, hey man, ek het nie 'n goeie dag gehad nie en dis hoekom ek nou 1 2 3 4 5 goed gedoen het. Jy verstaan. Dis nie eintlik wie ek is nie. Gaan terug daaraan. OK. Enige iemand nog 'n opmerking maak tot eer van die Here? Ekskuus. Ons gaan Ek kan net noem nee, ek het nou net gelees, dit was net nogal vir my interessant hoe belangrik ons eintlik is om te wys ons is kinders van die Here, hoe die manier hoe ons mense hanteer, is omtrent 95% sê 5% mense lees die wat nie kinders van die Here is nie, lees die Bybel of ja. 95% van hulle lees Christene. So nou die probleem is om 'n Christen te lees, elke Christen is op 'n ander plek in sy journey om nader aan die Here te kom. So nou lees hulle Christene en nou is hulle iemand wat nou net begin het om 'n kind van die Here te wees en hy het baie foute en baie nog nie selfbeheersing nie, goed. So, dis belangrik dat hulle die Bybel lees en nie Christene nie, maar ja, nou is dit waar wat ons moet, ja, mense kyk vir ons. Verseker. Gelukkig. Kom ons kyk na die volgende vers, Lisel, Matteus 5 vers 16. Julle moet so voorbeeldig lewe dat julle 'n helder lig sal laat uitstraal. Dan sal die mense dit sien en julle hemelse Vader daarvoor prys. Wat Lisel sê is dat die manier hoe jy optree, trek mense na God toe of stoot hulle van die Here af weg. Jy moet so lig laat skyn dat en mense kyk vinnig deur jou. Mense kan vinnig eerlikheid en opregtheid raak sien as jy nie eerlik en opreg is nie. Hulle sien dit raak. Maar as jy opreg is, dan sien mense dit raak en in jou sien hulle God raak. Wat sê ons hierdeur? Dat ons word gered deur goeie werke? Nee. Ons word nie gered deur goeie werke nie. Maar omdat ons gered is, doen ons goeie werke. So, goeie werke bring nie redding nie, maar as gevolg van redding doen ek die goeie ding. Enige opmerkings? Stel, ietsie sê? Dis reg, dankie. Kom ons kyk wat sê Johannes 3 vers 30. Anita? Hy moet meer word, maar ek minder. Eina. Dis Johannes die Doper wat hierso gesê het. Daar is die lam van God. En Johannes die Doper het eintlik sy doodsvonnis geteken, sy bediening afgeteken deur te sê, moenie na my meer kom, na my toe kom nie. Daar is die lam van God. Ek moet minder word, dat hy moet meer word. Hierdie vers het my hierdie week so 'n bietjie weer aan die keel gegryp en gesê, hey, waaroor gaan dit? Gaan dit oor Louis Broncos of gaan dit oor die Here? Alle eer kom die Here toe. Fluit, my storieetjie is klaar. Marius, ek is in tyd vanaand. Dan moet julle net nie baie gebedsversoeke opsit nie. Ek speel so. Ek speel so oor die gebedsversoeke. Kom ons praat nog gou oor hierdie 5 pilare of hierdie 5 silos en dan doen ons die gebedsversoeke. Wynand, iets byvoeg oor vanaand se gesels? Nee, ek dink die verandering is 'n goeie ding. Ons moet net versigtig wees in watter rigting ons verander en dat ons nie verkeerd beïnvloed word nie. Dit is baie maklik, ek sien dit in ons land oral is die getalle word oorheersend baie en dan word dit deur nuwe raad opgemaak en die reëls verander om almal gelukkig te hou en dan is dit nie meer die regte riglyne nie. So ek dink ja, ons moet net baie versigtig wees, maar die verandering na die goeie kant toe
100%. Ek dink wat Wynand sê is baie belangrik. Onthou die massa het gesê kruisig hom, né? Die massa se stem is nie altyd die regte stem nie. Anita, iets wat jy wil sê? Nee, ek is reg, dankie pastoor. Okay, Salome, Nee, ek is reg, dankie. Sissie? Ja, ek is ook reg, dankie julle. Okay, Rina sê enigiets anders te behalwe ek is reg. Ek weet dis 'n geuite uitdrukking van elke vrou ek is reg. Maar sê bietjie iets anders as ek is reg. Altyd okay. Ja, nee, ek stem saam dat jy moet so kan wees soos hulle sê, laat jou lig skyn. En want baie keer is jy kom nie agter hoe mense jou regtig dophou nie, om eerlikwaar te sê. Dit is al iets gesê, dan het ek besef, okay, ek het dit gedoen, maar ek nie eens besef, jy weet, soos net 'n glimlag of whatever, dan het jy nie eens besef, maar mense hou jou regtig dop nie. Jy sien en nou raak dit moeilik, John, jy kan nou hierdie Matteus 15:16 vir al julle lede stuur, jy verstaan. En wat gaan hulle vir jou sê? Hulle gaan nie sê sorry nie, hulle gaan sê nou John veroordeel ons. Jy verstaan, ons is in daai mentaliteit dat as ons verkeerd doen en iemand wil ons teregwys, dan is ons maar jy's judgy. Jy wil net beoordeel. Jy wil ons veroordeel. Okay, enigiets van jou John wat jy wil byvoeg? Ja, jy moet verander, jy moet na jou vrou luister. Van Broek, maak maar nog 'n koppie koffie. Ons like jou. Ja. Ek het die hele dag vandag gehoor ek moet luister. Ek moet jy luister. Okay, luister John, luister. Maar ek het geleer solank 'n vrou hard praat, né? Hoef jy nie te luister nie. Maar as hulle begin fluister. Ja nee, is nie moeilikheid. Ja, hier straal. Lisel, wil jy ietsie byvoeg? Nee, ek dink nie so nie, dankie. Okay, Marius? Hoor by Lisel of jy iets kan sê? Kan ek iets? Ek het nog 'n minuut airtime hoor. Ek dink as ons verander, dis altyd lekker geweest as jy nou jonk was, né? En jy doen iets en jou pa of jou ma sê jy's trots op dit wat jy doen. Ek dink as jy verander en jy weet dit wat jy nou doen, die Here is trots op dit wat jy doen. Dan gee dit vir jou daai ekstra aanmoediging om aan te gaan. Waar Marius, ek dink daaroor, is die Here trots op ons? Is die Here trots op Louis? Ekskuus, jy het nog iets gesê het, Marius? Ja, so vorm, ons het nou die basis waarop dit is. Kom ons gebruik dit om die Here trots te maak op ons. Amen. Ek wil volgende week sommer net so 'n bietjie uit die hart uit gesels, as bietjie oor storms weer gepraat, so ons gaan volgende week sommer net so 'n bietjie oor storms praat, maar dit was lekker om hierdie 5 silo te bietjie te gesels oor. En toets jouself. Enigiets wat oor verandering gaan, toets daaroor. Toets jouself. Kom ons kom by gebedsversoeke uit. Wynand, enige gebedsversoeke? Ja, verstaan, ons het so te min tyd. Nee, ek spot saam. Ons het vanaand baie tyd, Wynand, net baie tyd net vir jou. Ja, ek dink Anita die meeste van die versoeke hierso, maar ek dink is maar ons staan in 'n moeilike tyd met die brande en die gras is nog baie. So elke jaar is dit maar 'n teerpunt vir ons. Hierdie brande wat dit verniel alles en dit vernietig alles en branddiere dood en slegte goed. Dis nie vir ons lekker nie. So ons bid spesifiek vir brande en maar net veiligheid.
Ons bid vir bewaring, beskerming, maar nie net vir julle nie, vir julle omgewing. Skade, verliese. Anita, iets wat jy kan saam bid? Pastor Kortemyn, ons het nou daai 3-dag mark hierdie naweek, so dit gaan lekker wees maar dan maak ons ook verskoning vir Sondag aand. Dan is dit, ek is nou weer 2 weke terug by die skool tot einde Julie, die kinders moet vir pappa oppas by die huis. Die skool. So net daai logistiek en dan daar's baie siek mense. Ons bid nou nog heeltyd vir my pa. Hy sy blijkbaar stage 4 kanker. So dit is elke dag is geleende tyd. Clarissa, my buurman, Anna afbuurmense, Anna se dogter wat in Engeland is. Haar kanker, dit 'n borskanker gehad, die kanker is uitgehaal, maar dit is toe nou dadelik versprei na die kliere toe en die limfkliere. So daar word nou eers nog scans en goed gedoen voor hulle operasies kan doen. So die dinge versprei lyk my vinnig. So ons raai regtig bid vir hulle, meestal vir die mense om haar familie. Hulle is almal baie onseker hoe om dit te hanteer. Ek weet nie hoe is hulle verhouding met die Here nie. Soos pastoor nou sê, hulle moet maar kan sien, ons is dan ten minste vir hulle Bybel. Maar ons bid regtig vir hulle en dan sit nog steeds vir al die siek mense. Ek weet nie of ons nog vir hom Robert bid nie, maar ons doen maar nog hierdie kant en ja. Eintlik het ons 'n lang lys, maar ons sal net die hulle daar los. Maar jy is welkom na die tyd deur te gee na Lazelle toe, as jy name wil deursit en so aan. Volgens Marius, ek sê nie so nie, maar volgens Marius is daar spelling nie goed nie. So as julle die name van die mense, dis Marius wat dit beset, nie ek nie. Kan julle dit swaar Dit is my goed genoeg. Sien jy, ek bring nie huwelike by mekaar nie, ek bring 'n gestoot. Okay, dit was nou net 'n beligte noot. Ja, sy het shorthand op skool gehad, sy ken van vanaf skryf. Ons dink is aan Israel. Ons dink aan die Midde-Ooste. Die hele wêreld voel dit. En daar's weer 'n vernieude aanval op Israel. Ons bid vir God se volk. Ons bid vir Iran en Irak en Dubai en al daai mense. Elke mens is vir God kosbaar. Maar ek weet dat daar net vrede kom, maar daar rustigheid kom. En dan is ons so dankbaar vir Robert hulle is nou veilig in, is dit Wallis, Salome? Waar is Robert hulle? Wallis, né? Nee, dit is die ding. Ek weet nie. Alles, dan sit daar, nou weet niemand waar is hulle. Ek dink is in Wallis, want ek weet hulle praat Engels daarso. En ons het mos nou teen Wallis rugby gespeel en hulle praat Engels, so ja, dis in Wallis. Okay. Enigiets anders te Salome, gebedsversoeke? Christian het ook maar net gevra ons moet vir sy pa bid, vir Anita se pa. Ek weet nou nie meer as dit nie. Ek het net gevra. En dan ook, maar dan net weer nog steeds dan vir al my kinders, veral vir tieners op hierdie stadium. Ek sal regtig baie bly wees. Ek gaan nou deur 'n baie moeilike egskeiding. So dit is asseblief, ja. Dit vol. Baie dankie. Stel ons bid dat daai laaste strekkie van oppak en plekkie kry en alles goed sal verloop in jou lewe. Dis dankbaar dat jou gesondheid beter is. Iets anders te waar ons kan saam bid? Ja, ek wil net vir almal ook sê dankie vir die gebed vir gesondheid. Ek is so oor die hond se stert en dan het ek maar net 'n dankbare hart. Amen. Rina, wanneer gaan 'n ouer langs jou dokter toe? Wel, ek wil nou net sê hy moet nodig gaan. Sien jy moet luister. Ja, ons weet nie wat fout nie, hy kan amper nie loop nie. Ons gee hom baie pille op hierdie stadium, so ja, ons sal môre uitvind wat's fout. Maar dis al, dankie. Ons bid vir jou, John, dat die Here by jou stil staan. Enige ander versoeke, Rina? Nee, dankie, alles is reg. Lazelle? Net vir my oupa, ek weet hy's op die staande lysie, maar hy het inspuiting gekry in die week en hulle verwag erge
neeweffekte sodat dit nie sal gebeur. Ja, ons bid vir oupa. Hy is ver gevorder dat dit 'n pynloos sal wees. Nie neeweffekte sal hê nie. Marius, enige versoeke? Net vir ons bure wat nou vandag weer teruggery, begin ry het Brits toe. Hulle het nou vandag 'n bietjie ompad gery en eers gaan slaap daar by Richmond, omdat hulle self rich is. En so net môre is dit lang pad wat hulle moet terugvat op die highway, dat hulle maar net sal veilig weer aan die ander kant uitkom. Amen. John, ek wil hê ons moet vanaand vir John bid. Vir almal wat siek is. En die gedagte kom net by my op waar Samson tussen die pilare staan. En hy sê die volgende woorde. Hy sê, Here, dink aan my. Hulle het my oë uitgesteek. Dink aan my, net hierdie eenmaal. Dink aan my. En God weet presies waardeur ons gaan, ons gesondheidstoestand, Anita, elkeen van ons, God weet waardeur ons gaan. En ons gebed vanaand is, Here, dink aan my. Rina, sit jou hand so op John, en wat ek vanaand vir ons, kom ons bid saam. Hemelse Vader, is ons God, is die groot en die magtige, grote God. En Here, dankie deur u wonde, het daar vir ons genesing gekom. En vanaand bid ek spesifiek nou vir John. Here, hy is sterk in geloof. En net soos hy Samson se arms om daai pilare gesit het en gesê, Here, dink aan my, bid ek op hierdie oomblik, Here, dat een ons sal dink en ons sal genees in Jesus naam. Ons wil vir u dankie sê vir die werk wat in Anita se lewe doen. Dankie vir soveel wonderlike getuienis. Here, ons gaan aanhou bid en aanhou glo vir volmaakte genesing in Jesus naam. Dink aan oupa Attie vanaand. Here, hy is ver gevorderd in hierdie lewe. Maar u is 'n God wat lief is vir hom. Daarom bid ons, Here, dat die pyn sal verdwyn in Jesus naam. Bid ek vir elkeen in hierdie groep, vir elke behoeftes en versoeke. Dink vanaand aan Anita se pa, Here, en elke ene vanaand. Ek gaan nie die name noem nie, maar Here, dink en ek bid in die naam van Jesus, wees ons genadig. Maar Here, ons as groep wil vanaand vir u net sê dankie. Here, u is so goeie God. U is so magtige God. U is ons God en ons het u lief vanaand. Ons loof u daarvoor. In Jesus naam. Amen. Amen. Mag julle 'n wonderlike week hê. Moenie te hard werk nie. En onthou, groei kom deur die slaap. Slaap genoeg, man, dat jy kan groei. Ja, jy moet genoeg slaap. Mag julle geseënde aand hê, wees warm. Wees lief vir mekaar. En ek hou van die een, verander. Ons lewe verander. Bye. Bye. Mooi week.